Goed, kom ons spring sommer dadelik weg. Vandag duik ons diep in die kern van wat ons maak. Ons gaan die ongelooflike wetenskap van genetika bietjie uitmekaar trek. Dis die studie van hoe eienskappe oorgedra word en hoekom daar soveel variasie tussen ons almal is. Dis basies die bloudruk van die lewe self. Het jy al ooit regtig vir 'n oomblik gaan stil staan en wonder, hoekom het ek my ma se oë of my pa se neus? Of dalk lyk jy glad nie soos een van hulle nie. Die antwoord op daardie baie persoonlike vraag lê diep binne in jou gene. Kom ons gaan vind uit presies hoe dit werk. So, hier is ons plan van aksie vir vandag. Ons begin by die absolute basiese, die boublokke, jy weet, die taal van genetika. Dan kyk ons hoe oorerwing nou eintlik in die praktyk werk. Ons sal ook sien wat gebeur as daai kode dalk 'n bietjie verander en ons sluit af deur te kyk hoe ons al hierdie kennis in die regte wêreld toepas. Klink goed? Kom ons begin. OK, eerste dinge eerste. Jy kan nie 'n boek lees as jy nie die alfabet ken nie, reg? Presies dieselfde geld hier. Voordat ons die komplekse stories van oorerwing kan ontsyfer, moet ons eers die basiese taal leer. Hierdie is die grondslag waarop alles anders gebou word. En die heel belangrikste karakter in ons storie is die geen. Dink daaraan soos 'n enkele spesifieke instruksie in 'n massiewe instruksieboek, jou liggaamsinstruksieboek. So een geen kan die instruksie wees vir oogkleur, 'n ander een vir jou haartoepe en so aan. Dis die basiese eenheid van oorerflikheid. Nou, dis hier waar dit regtig interessant gehak. Daai instruksies kan verskillende weergawe hê en dis waar allele inkom. So, as die geen die instruksie vir oogkleur is, dan is die alleel die verskillende opsies, soos die alleel vir blou oë of die alleel vir bruin oë. Hulle is basies variasies op dieselfde tema. So, hoe word daardie kode nou iets wat ons kan sien? Wel, hier moet ons onderskei tussen die genotipe en die fenotipe. Die genotipe is die presiese kombinasie van allele wat jy het. Dis die geskrewe kode, die bloudruk. Die fenotipe aan die ander kant is wat ons actually kan sien, die fisiese resultaat van daardie kode. Dink so daaraan. Die genotipe is die resep, die fenotipe is die koek wat jy bak. Goed, kom ons breek daai kode net 'n bietjie verder as met hierdie sleutelterme. As jy twee identiese allele het vir 'n eienskap, sê nou maar twee verlang, soos 'n hoofletter L en nog 'n hoofletter L, dan is jy homozigoties. As jy twee verskillende allele het, soos 'n hoofletter L en 'n kleinletter L, dan is jy heterosigoties. Die dominante alleel, die hoofletter, is die een wat, domineer. Hy wys sy spiere, al is daar net een van hom. Die resessiewe alleel, die kleinletter, is 'n bietjie meer skaam. Hy wys net sy gesig as daar twee van hom saam is. Hierdie 4 terme is absoluut krities. OK, so nou dat ons die basiese woordeskat onder die knie het, kom ons beweeg aan. Hoe word hierdie gene en allele nou eintlik van een generasie na die volgende oorgedra? Dis hier waar die ware voorspellingskrag van genetika begin wys. Moenie dat hierdie jou afskrik nie. 'n Monohibriede kruising klink dalk ingewikkeld, maar is eintlik net 'n superlogiese, stap-vir-stap metode om uitkomste te voorspel. Jy kyk net na een eienskap op 'n slag. Jy begin met die ouers, jy werk uit watter allele elkeen kan oordra en dan gebruik jy 'n eenvoudige rooster, 'n Punnett vierkant om al die moontlike kombinasies vir die kinders uit te werk. Dis 'n ongelooflike kragtige voorspellingsinstrument. Maar, en hier is die ding, die reëls is nie altyd so eenvoudig soos dominant wen nie. Ja, by volledige dominansie maak die dominante alleel die resessiewe een heeltemal stil. Maar kyk 'n bietjie na onvolledige dominansie. Hierso is daar geen duidelike wenner nie. In plaas daarvan kry jy 'n mengsel, 'n splinternuwe intermediêre voorkoms. Dis soos wanneer jy 'n rooi blom en 'n wit blom kruis en jy kry 'n pink nageslag. En dan is daar 'n derde moontlikheid. Codominansie. Hier word niks gemeng nie en niemand word stilgemaak nie. In plaas daarvan kry albei allele 'n kans om hulle self te wys, gelyktydig en apart. So in plaas van pink, kry jy nou 'n blom met duidelike rooi vlekke en wit vlekke. Albei eienskappe deel die kollig. En dan natuurlik, een van die belangrikste aspekte van oorerwing, geslag.
Dit kom alles neer op 'n spesifieke paar chromosome, die X en die Y. Omdat 'n vrou net 'n X-chromosoom kan deurgee, terwyl 'n man of 'n X of 'n Y kan gee, is dit die vader se bydrae wat uiteindelik die geslag van die kind bepaal. Dit gee ons daai klassieke 50-50 kans. En dis belangrik, want hierdie chromosome dra ook ander gene wat lei tot geslagsgekoppelde toestande soos byvoorbeeld kleurblindheid. Die genetiese kode is ongelooflik stabiel. Ek meen dis verstommend hoe akkuraat dit gekopieer word, maar dis nie heeltemal onfeilbaar nie. In hierdie volgende afdeling kyk ons na wat gebeur as daar 'n fout in die bloudruk insluip en hoe wetenskaplikes hierdie veranderinge deur generasies kan volg. Tydens die triljoene en triljoene seldelings wat in 'n mens se lewenstyd plaasvind, is dit amper onvermydelik. Die kopieringsproses, hoe goed dit ook al is net nie altyd 100% perfek nie. So, wat is 'n mutasie nou eintlik? Die woord klink dalk 'n bietjie dramaties, maar dit beteken doeteenvoudig net 'n verandering in die DNA-kode. En die uitkoms? Dit kan enigiets wees. Baie mutasies het geen merkbare effek nie. Sommige kan ongelukkig lei tot genetiese siektes, maar ander is die bron van al die variasie wat evolusie aandryf. So, dis nie inherënt goed of sleg nie, dis bloot 'n verandering. So, hoe spoor ons hierdie veranderinge of enige oorgeerfde eienskap op? Wel, genetici gebruik 'n baie oulike instrument wat 'n stamboomdiagram genoem word. Dis soos 'n familieboom, maar vir 'n spesifieke genetiese eienskap. Deur hierdie eenvoudige simbole te volg, vierkante vir mans, sirkels vir vroue en inkleuring vir die eienskap, kan ons patrone van oorerwinning oor baie generasies sien. Dis 'n bietjie soos genetiese speurwerk. Goed, ons het die basiese beginsels gedek. Na vir die regtig opwindende deel. Hoe neem ons hierdie fundamentele kennis en gebruik dit om die wêreld te verander, om probleme op te los en om ons eie gesondheid beter te verstaan? Dis hier waar wetenskap amper soos touwerkuns begin voel. Genetiese ingenieurswese laat ons toe om die kode direk te gaan redigeer. Ons kan bakterieë programmeer om lewensreddende medisyne soos insuline vir ons te maak. Deur die hele menslike genoom te karteer, kan ons die presiese oorsake van siektes identifiseer. Hierdie veld is besig om medisyne en biotehnologie heeltemal te revolusioneer. Maar al hierdie tegnologie en data het 'n baie menslike kant. En dis waar genetiese berading inkom. Dit is 'n veld wat mense help om hierdie komplekse inligting te verstaan. Beraders help families om al risiko's vir oorerflike siektes te verstaan en ondersteun hulle om ingeligte besluite te neem oor hul gesondheid en hul toekoms. Dit bou 'n brug tussen die laboratorium en die regte lewe. Soos ons vandag gesien het, het ons van die basiese boublokke van oorerwing beweeg na die vermoë om die kode van die lewe self te lees en selfs te skryf. Dit los ons met 'n diep en belangrike vraag: waarheen nou? Met tegnologie soos geenredigering wat al hoe kragtiger word, is die moontlikhede om siektes uit te wis en die mensdom te verbeter ontsaglik. Maar so is die etiese vraag ook. Die toekoms van genetika is nie net in die hande van wetenskaplikes nie, maar in die hande van ons almal. Wat dink jy, waar moet die grense wees?